Goeiemôre hier uit Nashville. Ek wil net gou 'n kort video maak oor gisterand se stryk van die Amerikaners in Iran. Ek het klaar klomp vrae gekry, so ek dink dit is makliker as ek dit sommer in 'n video verduidelik. En dan hoef ek die hele tyd te tik nie. So die beplanning het obviously 'n paar weke aangehou en so aan, en dis hoekom Trump die hele tyd 'n waarskuwing gegee het dat hy kan of nie, as hy wil kan hy stryk, en as hy Iraniërs wil uitkom en peace talk voor die tyd, en sal dit ook doen, maar obviously hulle wil nie. So middernag op Vrydag aand reeds al Amerika tyd het die strike package opgestyg hier uit Amerika uit die bommers. Daar's 'n paar B-2's van hier af wes gevlieg in die Pacific Ocean in op pad Guam toe, saam met 'n paar refuelers, en dit was as 'n decoy. Selfde tyd het 7 ander bommers opgestyg hier van Amerikaanse soil af, met refuelers en oos gevlieg op pad in die rigting van die Midde-Ooste. So hulle moet obviously dit het 18 ure se vlug gevat om te kom toe waar hulle moet wees, en hulle moes 'n paar keer in die lug refuel om daar uit te kom. Alles was meeste van die tyd was dit onder 'n radio silence geweest. So die mense die obviously kan nie die B-2's optel op radar nie, maar jy kan hom in die oog sien as hy bo kan jou vlieg as jy toevallig opgekyk het. Jy gaan hom nie hoor nie, hy's te hoog, maar jy kan sien, en as jy verkykers het, sê jy hom dalk uitmaak dat dit 'n B-2 is. So dis redelik seker dat mense nie gaan weet waar dit is nie. Maar nietemin, voor hulle aangekom het daar in die Mediterranean Sea, of terwyl dit die Mediterranean Sea was, voor hulle by vasteland gekom het, het hulle gejoin met 'n klomp 4th and 5th generation fighters, soos F-15's, F-18's, F-35's, F-22's. Hierdie package het die B-2's gejoin, en toe het hulle ingevlieg op die pad oos in, oor die land, oor Irak, op pad Iran toe. Net voor hulle by Iranse grens gekom het, het die fighter jets opgesplit in verskeie pakkies, vir decoys in sekere rigtings, maar die ander het vooruit gevlieg, en hulle job was om fisies te gaan kyk of hulle gaan vuur trek, is daar Iranse lugmag wat gaan opstyg, of is daar lugafweerstelsels wat gaan activate en so aan. So hulle moes dit doen om vooruit te trek, die aandag weg te trek van die bommers af. Geen skoters op enige lugmag Amerikaanse vliegtuie geskiet nie. So wat die escort vliegtuie toe gedoen het, was toe ook sommer om hulle het high speed suppression wapens gelanseer, so missiele, die tipe van goeders, gelanseer om teikens te tref in die omgewing van die nuclear opslagplekke wat gebom gaan word, en seker te maak niks kom van daar af terug nie. En toe hier 2 uur die oggend, 10:02 die oggend, local time in Iran, is die 2 hoofplekke Fordo en Natanz getref. So die eerste B-2, daar was 7 B-2's wat ingegaan het, elkeen van hulle het 2 van die mobs gedra, van die 30.000 pond mob bomme, massive ordnance penetrator bomme. So die eerste een het gegaan en sy 2 bomme gedrop op Fordo, en sodra daai ontplof het, so wat hulle doen is, jy drop hulle agter mekaar, die eerste een gaan in die grond in, hulle penetreer omtrent so 60 meter diep, dan ontplof hy, maak 'n groot oop gat, en dan die volgende gaan agter hom in, en daar waar sy diepte is, gaan hy verder diep in die grond in, en ontplof hy, so jy kan amper daai gat verdubbel, maar daarna is daar nog, toe hulle dit klaar gedoen het, toe kom jy ander 6 B-2's in, en drop hulle, elke in hulle 2 bomme ook, so daar is 'n totaal van 14 van die GBU-57's gedrop, op die 2 hoofteikens. So daarna het hulle uitgery, hulle bomme gedrop, die fighters het in die omgewing gebly vir beskerming, en die ouens het uitgedraai en terug wester toe, uit die gebied uitgegaan, die bommers, nie in enige tyd van die hele tyd wat hulle oor Iran se lugruim was daar geen vliegtuie in die lug van die vyand nie, en daar was ook geen skote op hulle geskiet nie. So definitief het hulle duidelik het hulle radar nie die bommers gesien nie, want dis die eerste grootste teken dat sou hulle groot aanwinst kon wees as hulle kon 'n B-2 afskiet. Dit sou vir hulle massive propaganda kon waarde gewees het om een van hulle te kon kry. Maar obviously kon hulle dit nie kry nie. Hierdie ons is uit.
Intussen, net voor ek het amper vergeet van die duikboot, daar is 'n submarine wat meer as 20 Tomahawks gelanseer het. En die Tomahawks het gevlieg na die ander fasiliteit toe, die derde fasiliteit. En dit was so beplan dat die Tomahawk missiele daai fasiliteit gaan tref sodra die vliegtuie begin terugkom. So hulle is die laaste goed om te getref het. So eventually die Tomahawks daai plekke getref en die pakket is uit. So net so 'n bietjie getalle te gee. Daar was 75 guided weapons gelanseer op die teiken, waarvan daar die 24 of so Tomahawks, so 'n bietjie meer as dit, die 14 MOPS en dan ander laser-guided bomme en goeders wat die vliegtuie gedra het en ook missiele. 125 vliegtuie het in die operasie deelgeneem. Dis nou insluitende die refuelers wat die bommers escort het. F-15's, F-18's, F-22, F-35's en die B-2 bommers, die 7 B-2 bommers. Dis die eerste keer dat daar so baie B-2 bommers op een slag gebruik word. Ook, en die eerste keer dat die MOP bom gebruik was in operasionele gebied. En dan ook dan die submarine wat deelgeneem het met die lanseer van die Tomahawks. So, dit was baie duidelik, dit was nie 'n klein strike nie. Dit was 'n groot strike, want as Amerika iets gaan strike en doen dit ordentlik, hulle gaan nie sukkel met net 1 of 2 vliegtuie nie. As hulle doen dit ordentlik en doen dit klaar. So die bal is nou in die kort van Iran. Trump het van baie duidelik gesê, hy gaan probeer retaliate op enige Amerikaanse weermagbasis of enige plek op Amerikaners, dan gaan die resultaat daarvan, daar gaan nog strikes kom, groter as wat hierdie een was. So, as ek Iran is, op die oomblik, sal ek maar sê, okay, waar kan ons begin gesels, en dat ons seker maak, ons gee ons nuclear program op, want obviously hulle wil nie hoor hier, en ongelukkig, die Ayatollah, daar ons kop is nie lekker nie, en die arme bevolking moet daar onder lê, maar die grootste deel van die bevolking soek hulle anyway nie. Hulle word onderdruk deur daai mense, so hopelik sal hierdie 'n skuif in die regte rigting maak vir hulle. Maar dis dan al, gooi maar in die kommente as julle nog vrae het, en sal ek kyk wat ek vir julle kan antwoord. Baie dankie.